Goeiedag liefde, ek vertrou dit gaan uitstekend met jou vandag. Van my, Pastor Retief Boysen en die hele beleefspan, baie dankie dat jy weer saam met ons tyd maak vir God se woord. Nou, kan ek jou iets vra? Het jy al ooit vir iemand gesê, ek het jou gehoor, ek hoor jou, maar in werklikheid het jy nie regtig geluister nie. Ek dink meeste vrouens sal sê, o nee, ek ken sulke mans, nee, ek is getroud met een. Jy het die woorde gehoor, maar jy het nie regtig daarop gereageer nie. Nou vandag kyk ons na iemand in die Bybel wat presies dit gedoen het. En daai persoon is koning Saul. Hy is nogals 'n bekende koning daar in die Ou Testament. Nou God het vir Saul baie duidelik gesê wat om te doen. Hy gee hom 'n opdrag. Daar's geen verwarring nie. Daar's geen grys areas nie. Hy maak sy opdrag aan hom uiters duidelik. Maar Saul kies om net gedeeltelik te luister. Hy doen baie van wat God vir hom gesê het. Hy slaat dit so 98% raak, nê? Maar hy doen nie alles nie. Daar is nog so 2%, wat so tong en netjies 2% wat hy net nie doen soos God wil hê nie. En dan probeer hy kom by 'n plek waar dit wil regverdig. Hy sê basies die volgende: maar ek het mos gehoor en ek het mos iets gedoen. Ek het gehoor wat God sê en toe doen ek iets. Ek het dit gedoen in my manier. En dan kom Samuel, die profeet, met hierdie kragtige woorde in 1 Samuel 15:22. Om gehoorsaam te wees is beter as offerande. Nou, ek wil jou aanmoedig gaan lees daai hele gedeelte in die Bybel, maar die skrif lees dit en leer dit vir ons baie eenvoudig. As ek dit so lees, dan besef ek, God soek nie jou poging om 'n verkeerde ding mooi te laat lyk nie, hy soek eintlik net jou gehoorsaamheid. Saul het gedink, as ek net 'n deel doen, soos ek goed dink, is dit seker goed genoeg. Maar vir God is 'n gedeelte of gedeeltelike gehoorsaamheid is eintlik nie gehoorsaamheid nie. Jy kan nie net gedeeltelik gehoorsaam wees nie. Dis nie hoe dit werk nie. As ek kan vra, net iets baie eerlik, is daar dalk areas in jou lewe waar jy sê, maar Here, ek doen daarom baie ander dinge reg. Ek gaan kerk toe, ek bid, ek probeer 'n goeie mens wees, maar daar's daai een area, daai een ding, daai een stem van God, daai wat hy met my praat en ek ignoreer dit heeltyd. Dis daai een ding. Ten spyte van al die ander dinge wat jy reg doen, is daai een ding wat jy ignoreer. Dalk is jy dalk redes daarvoor, en jy sê dalk dinge soos, dis nie nou die regte tyd om aandag daaraan te gee nie, of dis dalk nie so erg nie, of weet jy wat, ek is nog jonk, ek sal later daarby uitkom, ek sal later dit regkry in my lewe, vir nou wil ek eers my lewe geniet. Dis presies wat Saul gedoen het. Hy het nie God totaal verwerp nie, hy het net besluit om dit op sy eie manier te doen, op sy eie manier te luister. Nou as ek vandag baie sag, maar baie duidelik en baie eerlik met jou kan praat, hoor hierdie, selektiewe gehoor, lei na selektiewe gehoorsaamheid. En dit hou jou vas waar jy is. Dit verbind jou tot die verkeerde dinge. En dit is nie omdat God jou nie wil seën nie, maar hy wil graag hê dat ek en jy gelei word na iets anders, na iets beter. En hier is die goeie nuus. Ek en jy kan vandag leer om anders te kies. Ek sê nie dit gaan maklik wees nie, maar 'n pad van gehoorsaamheid is altyd vrugtevol, dit is altyd goed. Daai een ding wat jy weet, God al lankal vir jou wys, wat hy vir jou sê, jy moet leer om te sê, Here, ek gaan nie net hoor nie, ek gaan luister en ek gaan doen, ek gaan ten volle gehoorsaam wees. Want aan die einde van die dag, dis nie hoeveel jy gehoor het wat saak maak nie, geliefde, dis waarop jy reageer. Jy kan hoor en hoor, maar as jy nie gaan doen wat jy hoor nie, dan luister jy nie, dan is jy nie gehoorsaam nie. So geliefde, ek wil jou vandag bemoedig, soos ek myself bemoedig met hierdie woorde, die Here nooi ons na iets anderste, na iets beter. Kom ons bid nou vir sy genade, om ons daar te hou. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons beloof, in Jakobus 4, dat U gee, juis vir die wat afhanklik van U lewe, meer genade, om sodoende meer getrou te wees aan U. En daarom vra ek, Here, mag ons vandag net swem in die see van genade. Mag U ons omvou met 'n kombers van genade. Here, mag ons nou net weet dat U is heeltyd by ons en om ons met net meer en meer genade, sodat ons kan leer om meer gehoorsaam te wees aan U stem, aan die woord, dat ons wandel hierdie kant van die hemel, godsvrugtig kan wees. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre, gaan in vrede. Totsiens.